Gesonde gesinne. Vriende, hartlik welkom. Efesiërs 2, vanaf vers 19. Julle is dus nie meer ver van God af nie bywoners nie, maar medeburgers van die gelowiges en lede van die huisgesin van God. Julle is 'n gebou wat opgerig is op die fondament van die apostels en die profete. 'n Gebou waarvan Christus Jesus self die hoeksteen is. In hom verhuis die hele gebou saam tot 'n heilige tempel vir die Here, in wie julle ook saam opgebou word as 'n geestelike huis waarin God woon. Romeine 15, vers 1. Op ons wat sterk is in die geloof, rus die verpligting om die swakhede te verdra van die wat nie sterk is nie. Ons moet nie aan onsself dink nie, elkeen van ons moet aan ons naaste dink, aan wat vir hom goed is en wat hom in die geloof kan opbou. Christus het immers ook nie aan homself gedink nie, maar mag God die bron van alle standvastigheid en bemoediging gee, dat julle eensgesind onder mekaar sal wees, soos Christus Jesus dit wil hê. En wanneer ons vanoggend praat van gesonde gesinne, dan dink ons aan ons individuele gesinne, maar ons dink ook kollektief aan ons groter gesin, naamlik die gemeente. En ons vra, maar hoe lyk gesonde verhoudings in hierdie gesinne dan? So, gelowiges in die gemeente, sien ons word dan juis genoem lede van die huisgesin van God, in vers 19. Dan in vers 20 hoor ons dat gelowiges word saam met mekaar opgebou as 'n huis. Nou, Efesiërs gee vir ons hierdie taal dat die gelowiges saam met mekaar opgebou word as 'n huis. Nou, geleerdes sê in hierdie vers is God die een wat handelend is om die gelowiges dan saam met mekaar op te bou. Maar dan hoor ons ook in Romeine 15 van gelowiges wat opgebou kan word. Hier word beskryf met die woord jou naaste, om te oorweeg wat hom opbou in die geloof. Meer spesifiek wat hom kan opbou in die geloof, in vers 2. En hier sê geleerdes, is dit die mens vir die agent is, om handelend te wees, om sy naaste dan op te bou. So ons hoor in ons teksgedeeltes dat ons is 'n huisgesin van God. Ja, ons weet dis God wat ons opbou, maar ons het dan ook die verantwoordelikheid om mekaar dan in hierdie huisgesin van God op te bou. So, as jy in die Griekse belangstel, sal dit so lyk, dat die huisgesin is die woord oikos, of die woord om op te bou, lyk amper dieselfde aan die begin, dis oiko domeo. Nou, wanneer ons vanoggend praat oor gesonde gesinne, of gesonde gesin wees, dan sê ons dat 'n gesonde gesin is 'n huisgesin wat mekaar opbou, eerder as afbreek. Wanneer ons dink aan 'n huisgesin, dan dink ons aan ons teksgedeelte, dan hoor ons dat die hoeksteen van hierdie geestelike huis is Jesus. Die fondament is die Bybelse lering. En dan word daar met verskillende stene op hierdie fondament gebou. Nou, ek wil vanoggend 'n voorbeeld uit die Bybel haal van een so steen, wat ons vind in Jakobus hoofstuk 3, wat vir ons een van die boustene gee, waarmee ons opgebou kan word in die groter huisgesin, die gemeente, maar ook in ons onderskeie huisgesinne. Jakobus 3 sê, ons struikel almal in baie opsigte. As iemand nooit struikel in wat hy sê nie, is hy volmaak, is hy by magte om ook sy hele liggaam in toom te hou. Vir die perde sit ons 'n stang in die bek, en dan gehoorsaam hulle ons, en ons het ons hele liggaam onder beheer. Dink ook maar aan skepe. Al is hulle baie groot en al is die winde wat hulle aandryf baie sterk, word hulle tog met 'n klein roertjie gestuur waarheen die stuurman wil.
so is die tong ook maar 'n klein liggaamsdeeltjie en het die tong groot mag. 'n Klein vuurtjie kan 'n groot bos aan die brand steek. Die tong is ook 'n vuur, 'n wêreld vol ongeregtigheid. Die deel van die liggaam van die hele mens besmet. Dit steek die hele lewe van die geboorte af tot die dood toe aan die brand. En self word dit uit die hel aan die brand gesteek. Alles wat loop, vlieg, kruip, swem, elke soort dier word en is al deur die mens getem. Maar die mens kan die tong nie tem nie. Dit is 'n rustelose kwaad vol dodelike gif. Met die tong loof ons die Here en die Vader en met die tong vloek ons die mense wat as die beeld van God gemaak is. In dieselfde mond kom lof en vloek. My broers, dit moenie so wees nie, so skryf Jakobus. So as ons vanoggend die steen oorweeg waarmee ons dan kan werk, is hierdie steen ons woorde. Want ons woorde het verseker die potensiaal om te bou of om te breek. En dan kom beteken Jakobus vir ons 3 prentjies. Die van 'n skip met 'n roer, die van 'n perd met 'n stang, of die van 'n vuur en die potensiaal om 'n groter vuur aan te steek. Of vir ons die potensiaal van ons tong, maar tegelykertyd ook die gevare daarvan te kom illustreer. 'n Mens se woorde maak saak, want 'n mens se woorde vertel wie hy is. My woorde openbaar wat eintlik die toestand van my hart is. Dit wat verborge is vir ander mense in my hart word eintlik maar hoorbaar wanneer ek praat. So as ek bely dat ek 'n kind van God is, moet dit hoorbaar wees. Nie slegs in my sondagbelydenis wanneer ek saam met my medegelowiges kom sê ek glo in God drie-enig aan die hand van die apostoliese geloofsbelydenis nie, maar dit moet hoorbaar wees in al my woorde wat ek vir ander mense sê, wat ek selfs oor hulle sê wanneer hulle nie by is nie. As ek en jy ons woorde vanoggend moes evalueer, wat sou die getuieskrif oor jou woorde sê? Want jy sien, jou woorde kan mense opbou, dit kan mense inspireer, dit kan lewensveranderend wees. Maar jou woorde kan ook diep letsels laat, mense werklik seermaak of selfvernietigend wees. Oorweeg jou eie lewe, waar daar woorde was wat jou opgebou het of afgebreek het. Miskien was dit 'n onderwyser, jou lewensmaat, 'n ouer, 'n vriend of 'n vertroueling. As ek my eie lewe dink, sou ek vinnig voorbeelde kon gee van woorde wat my seer gemaak het en my lank bygebly het, maar woorde wat my opgebou het en my lewe vir altyd kom verander het. Nou, Dominee Charles James het vir my die volgende illustrasie geleer, wat ek graag vanoggend wil kom leen. Die illustrasie werk as volg. Ek en jy het elkeen 'n koppie, 'n emmer en 'n skeplepel. En ek en jy het die potensiaal om te kies hoe ons dit gaan gebruik. Ek kan of vir jou koppie vol maak met wat ek sê, of ek kan dit leeg maak met wat ek sê. Maar nou verduidelik Dominee Charles dat wanneer ek my skepting gebruik om uit jou koppie te skep, dan maak dit nie my koppie vol nie, maar maak dit jou koppie leeg en my koppie leeg. Maar wanneer ek kies om in jou kop emmer in te skep met my skepting, dan maak dit nie slegs jou emmer vol nie, maar dit maak ook my emmer vol. En sodoende kan ons woorde gebruik om te kies hoe ons ander mense kan volmaak, kan opbou of leef maak, kan afbreek. Nou, oorweeg die potensiaal van jou woorde in jou huwelik, die woorde teenoor jou kinders, die woorde in jou vriendskappe, ander verhoudings of verwantskappe waarin jy betrokke is. Om iemand anders se emmer vol te maak,
moet jou eie emmer egter eers gevul wees. Want ek kan nie iemand anders se emmer vol maak as my eie nie reeds vol is nie. Dit beteken, as ek wil iemand anders se emmer vol maak, moet ek verstaan wat is my alreedse identiteit. Wat is my roeping en potensiaal in die Here? En as ek dit verstaan, dan kan ek iemand anders tog help om hulle sin ook te ontgin. Maar as ek krampagtig vashou aan onvergifnis, bitterheid, haat, jaloesie, afguns, dan weerhou dit my nie slegs van 'n betekenisvolle lewe nie, maar my woorde kan ook nie ander aanspoor tot 'n betekenisvolle lewe nie. Oorweeg die potensiaal daarvan as jy byvoorbeeld in jou huwelik, as julle as lewensmaats let wel wederkerig kies om onselfsugtig bereid te wees om mekaar te dien, na mekaar te luister, mekaar die voordeel van die twyfel te gee, want dan word julle 'n voorbeeld van hoe gesonde verhouding behoort te lyk. Kom ons oorweeg vanoggend die nagmaaltafel waarby ons geraad sit, as 'n huisgesin van God. Vanoggend kom ons by die nagmaaltafel en hier kom ons nie om ons woorde net in heroorweging te bring nie, maar ons kom om na God se woorde oor ons te kom luister. Hier by die tafel hoor ons God se woord aan ons, wanneer hy vir ons sê, my genade is genoeg vir jou. Dit is my liggaam vir jou gebreek. Dit is my bloed gevloei vir jou. So, die goeie nuus, die uitnodiging van die tafel is, dat ek en jy hoef nie 'n slagoffer te bly van die woorde wat iemand gesê het, wat my diep seer gemaak het nie. Want daardie diep seer kan ek na God toe bring, sodat hy my heeltemal kan heel maak, en hierdie wonde kan gesond maak, want sodat wanneer ek gesond kan word, kan die verhoudings waarin ek verkeer gesond word. As ek aan God se heling kan deel kry, dan verander my woordeskat na liefde, begrip, ondersteuning toe. Mag ons mekaar help deur ons woorde om te ontdek hoe God ons sien en betekenisvolle lewens te lei, wat God sal eer. Mag ek en jy nie net verlang om self gesond te verhoudings te hê individueel met God nie, maar mag ons gesonde verhoudings nastreef in ons onderskeie huisgesinne, maar ook in ons groter huisgesin van God, waar ons woorde in diens van God stel en ons woorde ten die doel het om mekaar te herinner daaraan hoe God ons sien en hoe ons van ons alreedse identiteit in die Here dan betekenisvolle lewens lei, omdat ons sin en ons identiteit in die Here vind, wat hy oor ons sê, en ons heling in hom kan vind, omdat ander mense se lelike woorde wat seer gemaak het, nie meer die finale sê oor ons hoef te hê nie. So wanneer my koppie gevul is, kan ek joune ook vul met genade. As ek deel kry aan die genade, wanneer my verhouding met God heel word, gesond gemaak word, van al die stikkend en seer, dan kan ek dit aangee. Kan ek joune kom vul met genade. En so kan gesonde gesinne al meer 'n werklikheid word. Amen.